Ek is Arno van Skalkwyk. Vandag is ons tweede program by Radio Kragbron. En ons handel vandag bietjie meer oor ons en die tegnologie. Ons praat ook bietjie met meneer Philip Loggenberg van Montana Studios wat ons bietjie meer gaan vertel oor die geskiedenis van die internet. Dan praat ons ook met mevrou Marsha Keen, die redakteur van die nuuskantoor van Radio Kragbron. Kry julle binne. Dit is ons in die tegnologie, 'n splinternuwe program wat ons verlede week van stapel gestuur het hier op 93.1 en ek verwelkom saam met my in die ateljee vir Philip Loggenberg van Montana Studios en Arno van Skalkwyk, jammer Arno, van Bronx TV. Ek weet nie, ek val so vandag oor woorde, dis belaglik. Welkom hier so by Radio Kragbron. Ja, dankie vir jou, welkom. Fantasties. En soos ons luisteraars weet, ons het verlede week so 'n bietjie uitgebrei daarop. Ons wil weer as baie mense daar buitekant wat bietjie geïntimideer voel deur tegnologiese ontwikkeling. Jy weet nie regtig hoe werk dit nie en hierdie program is daar gestel om vir mense 'n bietjie meer te vertel van kyk, dit is wat hierdie tegnologiese ontwikkeling is, dis wat dit doen. So moenie verskrik nie, dis daar om jou by te staan en te help. En een van die grootste en ek dink mees intimiderendste en vreemdste dinge wat nou daar is die internet. Ja, nee, is reg. Ja, so ons gaan vandag bietjie gesels oor die internet of die geskiedenis van die internet. Nou maar, val weg, gee vir my 'n bietjie meer inligting. Waar kom hierdie ding vandaan? Waar het begin? Kyk, die internet is al jare aan die bedryf. Om vir jou 'n bietjie agtergrond te gee, Rusland het tussen 1957 'n satelliet in die ruimte ingestuur en die Verenigde State het toe gereageer met militêre internetwerk wat hulle toe geskep het. Ek dink hulle het bietjie bang geraak toe hulle daai satelliet in die ruimte sien en gedink, okay, ons het nou probleme, so ons moet nou 'n bietjie op ons kom ons sê defense met ons nou opskerp. So hulle het in 1968 toe internetwerk toe geskep en dit is spesifiek vir verskeie doele bekend gestaan as ARPANET. So dit is eintlik waar die hele van 'n Amerikaanse oogpunt af na die internet al ontstaan het. Maar ook dan bygesê in 1972 is die eerste e-pos toegestuur en in 1963 is die eerste TPC of IP protokol soos hulle dit maar noem is toegeskep. En dit is maar meer 'n globale diverse vlak van kommunikasie. So ja, daai is 'n tipe van 'n tegniese protokol wat rekenaars in staat sal op globale vlak om met mekaar te kan kommunikeer. Ja. Jy weet, ja, so dis maar basies die agtergrond van die internet en waar dit vandaan kom. So ek dink daar's mense wat daar so sit by die huis en nou sê, "Wat? Jy vir my sê die internet is eintlik ouer as wat ek is." Ja, kyk, dit is nie 'n ding wat sommer net oornag gebeur het. Dit is al baie maklik 50 jaar aan die en dit het baie ver gekom al in die laaste paar jaar. Ek meen van dit geskep is tot en met nou toe is die veranderinge wat aangebring is ongelooflik groot. Maar dit is maar basies die grondslag gewees van die internet wat gelê is. Fantasties. So dit is 'n ding wat mense moenie geïntimideer wees nie. Hier's van hierdie internet ding wat ouer is as ouma en oupa. Ja. So dit is al 'n ding wat 'n tydjie kom. Kyk, hulle sê mos dit is makliker om 'n ouma en oupa te vertrou. En ek dink ook so hoe ouer die ding is, maar hoe meer is jy in staat om dit te vertrou. So ja. Fantasties. Nou maar die internet is 'n ding wat ek dink omdat inligting nou so redelik beskikbaar is 'n ding wat alles amper affekteer. Op hoe wyse dink julle speel dit 'n rol wanneer dit kom by besigheid? Kyk, meeste besighede het webwerwe, daar is ook besighede wat nie webwerwe het of webtuistes het. As ek nou die Engels internet websites sal kan gebruik. Meeste mense gebruik of besighede gebruik e-pos, stoor inligting in databases. Werknemers in staat om inligting te stuur en te ontvang. Jy weet, maak saak waar hulle is nie. Op selfone of op die internet webwerf self. Maar jy weet soos wat ons vandag het is jy kan enige plek wees basies en jy kan e-pos stuur, ontvang en jou besigheid so in staat stel om met ander besighede te kan kommunikeer en jy weet besigheid te doen op so 'n vlak. En meer in 'n bemarkingsvlak maar basies gekyk. Die grootste ding maar vir 'n bemarker is maar basies moes maar om in die deur te kom van enige besigheid. Ja. En ek dink net hierdie stel jy soveel meer in staat om in 'n ou se deur te kom want dit spaar jou basies tyd as gevolg van jy hoef net basies jou e-pos oop te maak en daar sit jy alles wat jy nodig het. Waar jy in die verlede moes jy maar basies gaan net van deur tot deur om aan elke ou se deur te klop en baie mense, kom ons wees nou maar eerlik, is nie baie lus daarvoor elke dag nie. En as jy van die werk af kom en jy's moeg vir die verkeer en alles en jy moet dan nog mense eers wat aan jou deur kom klop en iets aan jou probeer smous, dit is chaos, kom ons wees nou maar eerlik. So ek dink dit het regtig waar dit alles soveel vergemaklik vir die publiek en ook maar vir al die besighede en so. Ja. Fantasties. So dit is 'n ding wat gegroei het amper half
uit 'n militêre aanslag en Ja, nou ja, is dit ding ja. wat regtig ons almal se lewens in besigheid en ook privaat soveel vergemaklik. Ja, ja. Dit is 'n gerief. Ja, dis baie gerief. Kyk, Ja. die ding is dis gerieflik, dis maklik. Dit is die- gerieflik en maklik om te gebruik Ja. en dit is beskikbaar en toeganklik. Die doel waarvoor dit oorspronklik gebruik was seker nou maar geweest vir die militêre doeleindes. Maar Ja. as ons nou daaraan dink, soveel mense het seker die hoe kan ek sê die vooruitgang gesien wat hulle daaruit kan kry. En ek dink tot dusver het dit ongelooflik baie gedoen vir besighede, vir die ekonomie en vir soveel ander dinge. So ek glo baie sterk daarin dat die internet is nog lank nie klaar van groei af in elk geval nie. Daar's nog baie dinge wat gaan kom, baie dinge waarvan baie min mense nog weet en so aan. So ek glo absoluut in die internet en dit is baie sterk. Dit is 'n baie sterk medium van enigiets eintlik.